Loof Jahwe, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sing, psalm sing tot sy eer, spreek van al sy wonders. Beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat Jahwe soek bly wees. Vra na Jahwe en sy sterkte, en soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond. O nageslag van Israel, sy knegg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes. Loof Jahwe, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Kom ons sluit die oë. Ons Vader, ons sal vanoggend nederig en kinderlik voor U buig en in die diepste van ons wese erken, daar is niemand soos U nie. Hoe groot is U nie? U heerskappy, U regering, U raadsplan, alles is volmaak. Dankie ons Vader vir hierdie geleentheid om U woord oop te maak en te kan sing as gemeente. Spreek Jahwe, leer ons en onderrig ons, maak U self aan ons bekend. Laat ons bewus wees van U teenwoordigheid. En baie dankie dat Yeshua vanoggend die rots is. Nie net waarop ons kan bou nie, maar in wie ons kan skuil. In hierdie wêreld van storms. Ons Vader, laat U naam vanoggend geheilig word. Want soos U naam, so is U eer, van ewigheid tot ewigheid. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U U naam oor ons uitroep. Dankie dat U 'n afspraak het met ons. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U ons besoek. Dankie dat ons vanoggend weet, ons is U eiendom. En ons behoort aan U, U kudde. Daarom wil ons die poorte ingaan met lof. Met lofsang. Loof Jahwe, o my siel en alles wat binne in my is. U heilige gedenknaam. Jahwe van die leerskare. Yeshua Messia. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ek het vanoggend so 'n bietjie ietsie spesiaal, veral vir die jongspan, Jackie. Julle wil altyd weet, as ons storie vertel, gaan dit 'n wilde storie wees. Vanoggend se preek gaan wild wees. Nie die preek nie, die storie waaroor die preek gaan. Dis nie 'n storie nie. Dis die openbaring van Jahwe. Die tema vanoggend is waarheen in benoudheid. Nou, ons is besig in Petrus, 1 Petrus, die hele gedagte dat Jahwe vir ons 'n erfenis gee en dat ons aan hierdie erfenis moet vashou in 'n tyd van beproewing en benoudheid. En Petrus skryf later dat ons, al is dit nodig dat ons nou verdruk word of beproef word en onsself dikwels droef word, bedroef word, hartseer word, dat ons in hom vir wie ons nie sien nie tog glo, vir hom wie ons nie sien nie tog lief het, moet vasstaan. Nou weet ek, elkeen van ons het 'n lewe gehad, party het hierdie week besonderse beproewings gehad, en daarom is my gebed dat volgens 'n woord vir elkeen wat hierdie week ervaar het, of het dalk hierdie laaste maand in jou lewe, ietsie kan raak sien van ons Vader wat nooit verander nie. Nou, ons gaan vanoggend lees in 2 Kronieke 20 van Josafat. Ek wonder hoeveel van julle ken vir Josafat goed. Josafat se naam beteken die J-gedeelte, die Jo, of Jeho, is Jahwe, en Shafat is oordeel. Jahwe het geoordeel. 2 Kronieke 20, blaai asseblief saam met my. Ons weet in ons Bybels, is in die Ou Testament, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke. Luister baie mooi. As mens dit opdeel in 2 dele wat afspeel, is die een deel by die tempel, die belangrike deel, die geestelike deel, die geloofdeel, en dan die tweede deel is daar op die slagveld. Is die gedeelte waar die jongspan geniet. Maar ons sal sien dat die tweede gedeelte nie moontlik sou gewees het op die slagveld, as die eerste gedeelte by die tempel nie afgespeel het. En so hou dit nie hulle op koppe. Wat kry ons by die tempel? Wie werk daar so? Priesters. En hoekom is hulle aangestel? Hulle is binne die verbond van Jahwe aangestel.
spesifiek dan in die Ou Testament, die Ou Verbond. Kom ons kyk 2 Kronieke 20. En ons lees 'n hele paar verse. Vir die van die wat dit dalk nie goed ken, ons lees vanaf vers 1. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom om aan Josafat berig te bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u, van oorkant die see van Edom af, en kyk, hulle is al in Haesom Tamar. Dit is En-Gedi. En Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om Jahwe te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van Jahwe hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om Jahwe te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan, in die huis van Jahwe, voor die nuwe voorhof. En hy sê, Jahwe, God van ons vaders, is u nie God in die hemel nie? En is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Het u, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie? En hulle het daarin gaan woon en daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou, met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. En hier is ons nou, die kinders van Ammon, en hier is nou verskoon die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, onder wie Israel nie toegestaan het om te trek by die hulle koms uit Egipte land nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit u besitting te verdrywe wat u aan ons as 'n eiendom gegee het. Onse God, sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. En die hele Juda het voor Jahwe gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die gees van Jahwe in die midde van die vergadering op Jaasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jeiel, die seun van Matanja, die Leviet uit die kinders van Asaf. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat. So sê Jahwe aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle. Kyk, hulle kom op met die hoogte Hassis, en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jeriel. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed, bly staan, en aanskou die redding van Jahwe by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie, en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit, en Jahwe sal met julle wees. Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van Jahwe neergeval, om Jahwe te aanbid. En die Leviete uit die kinders van die Kehaite en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om Jahwe die God van Israel met 'n baie groot stem te prys. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit, en terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en die inwoners van Jerusalem, glo in Jahwe julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete,
dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslaag, tot eer van Jahwe sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing, en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê, loof Jahwe, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsange aanhef, het Jahwe 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seir om uit te roei en te verdelg. En toe hulle met die inwoners van Seir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond en niemand het vrygeraak nie. Daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel en hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry en het soveel vir hulle gebyt dat hulle dit nie kon wegdra nie. En hulle was 3 dae lank besig om die buit in te samel, want dit was groot. En op die 4de dag het hulle in die Lofdal byeengekom, want daar het hulle Jahwe geloof. Daarom het hulle die plek Lofdal genoem, tot vandag toe. Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om, met Josafat aan hulle hoof, om met vreugde na Jerusalem te gaan, want Jahwe het aan hulle vreugde verskaf oor hulle vyande. En hulle het in Jerusalem ingetrek met harpe en siters en trompette na die huis van Jahwe. En die skrik van God was op al die koninkryke van die lande, toe hulle hoor dat Jahwe teen die vyande van Israel gestry het. Net tot sover. Die res van die geskiedenis gaan oor Josafat. Wat 'n wonderlike gedeelte. As jou hart nie begin warm klop nie, dan sal fout. Dan verstaan jy of iets nie mooi nie, maar hierdie gedeelte behoort elkeen te laat trots voel oor die magtige dade van Jahwe. Nou net so vir interessantheid, net eers so 'n bietjie die konteks en daarna gaan ons kyk na die boodskap. Nou die eerste lees ons dat Moab en Ammon en die Meuniete, en ons weet nie presies wie hulle was nie, ons weet wel dat die gebergte Seir is Edom, het saam opgetrek teen Israel. Nou as daar 'n een kenmerk is van die ander volke, is dat hulle is altyd baie. Hulle is altyd baie, ons sien dit vandag nog. Die ander volke is baie. Nou, ek kan so 'n bietjie prentjies inbring, laat julle net mooi verstaan. Uit Noag, Sem, Gam en Jafet. Die nasies wat Jahwe voor Abraham, Isak en Jakob, wel, die 12 stamme uitverdryf het, was die 7 nasies van die Kanaaniete. Maar uit Abraham se broerskind Lot kom Moab en Ammon. Dis hierdie 2 wat in rooi is, wat uit bloedskande gebore is, wat in hierdie verhaal optrek teen Juda en Jerusalem. En dit waarna ook in die gebed verwys word dat Josafat sê, maar hierdie nasies het ons uitgewis. Ons moes hulle uitwis. Maar Moab en Ammon het ons nie uitgewis nie, want ons mag nie. Jahwe self het vir hulle gesê, as ons na 'n kaart kyk, hier lê Moab, hier lê Ammon, dat wanneer Israel hier omkom, moes hulle die beloofde land skoonmaak, maar Edom, Moab en Ammon se grondgebied mag hulle nie 'n voetbreed van gekry het nie. En nou, plus minus 700 jaar later, nou is hier groot probleme. Ek wil tog net weer hierso wys. Ons gaan vanoggend oor hierdie gedeeltjie handel. Hy speel hier net so wes van die Dooie See af. Jerusalem se daar, en ons gaan vanoggend kyk, hierdie Ammon, Moab en Edom kom van hierdie kant af. Nou, wat belangrik is, en toe hulle kom vers 2, en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see. Nou dis daai Dooie See. Soos ek nou gewys het, hier kom Edom, Moab en Ammon, kom van hierdie kant af. En hulle is albei Seeso Taamar. Dit is Engedi.
En-Gedi, daar sit hy. Nou En is 'n fontein of eie. En-Gedi is 'n bok. Dis bokfontein. Dit is waar die bokkies is. Maar kom ons gaan kyk hoe lyk dit. Hierdie dooie see is baie laer as die Middellandse See, hy's onder seespieël. Kom ons gaan kyk gou as julle kan sien. Daar is die dooie see. Onthou nou in julle gedagtes, Ammon, Moab, Edom kom van die ooste en hulle gaan nou hier deurkom of onder hom of hier deur. En hulle is albei En-Gedi, daar is Jerusalem. Hulle is baie naby. Hulle is baie naby. Kom ons gaan kyk gou hoe lyk dit daar. En-Gedi, daar is En-Gedi. Nou, dis die woestyn van Juda. Daar's wel fonteine, soos byvoorbeeld by En-Gedi. Die dooie see se water is onbruikbaar, dis sout. Hier by En-Gedi is vars water. Nou, nie net in hulle tyd nie, maar ook in die Romeinse belering van Jerusalem ensovoorts in die geskiedenis, was En-Gedi altyd 'n strategiese plek vir bymekaar kom, want daar's vars water. Daar's baie palmbome, daar's kos. Die bokkies het ook dit geweet, daar was grasies, bokfontein. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie nader. Daar is hy dooie see, En-Gedi. Jerusalem lê nou hierbo. Daar is hy dooie see. Hierdie klowe, daar is die kloof van Dawid en die kloof Arugot. Net so 'n interessantheid as ons van En-Gedi praat. Paar jaar terug, Saul, Dawid het baie dae gaan wegkruip. Saul en Dawid het mekaar gekonfronteer, of Saul het vir Dawid gekonfronteer by En-Gedi. Maar hierdie is nou nie ligte kloofies nie. Ons gaan nou 'n bietjie nader kyk. Julle kan sien, hier is 'n geweldige kloof. Hierdie een is Arugot en hierdie een is Nahal. Daar sit En-Gedi. Daar is die En-Gedi fontein. En glo dit of nie, wel ek gaan nou vir julle wys hoe mooi lyk dit daarso. Hier is 'n pas op. Die pas van Tzitz. Kyk gou in julle Bybel by vers 16. Trek môre af teen hulle, kyk, hulle kom op met die hoogte Hasses. En ek gaan dit vir julle verduidelik. Die hoogte Hasses. Met ander woorde, Josafat, hulle gaan nou hier van Jerusalem se kant af kom en hierdie klomp Moabiete en Ammoniete kom met die hoogte Hasses. Nou Hasses, ha in Hebreëus is die gewone woord die. Dis net maar net die en sis is nou 'n bietjie verbuig. Dis Tzitz. Tzitzi is 'n bloeisel. As julle in die ander vertalings kyk, dan sê hulle dit bloeiselpas. Nou, ek weet nie wat se bloeisels is daar in die woestyn nie. Nee, daar is. Salomo sê dat sy beminde is soos die wit blomme, die henna blomme van En-Gedi. Daar's water daar. En dis die pas gaan nou daar op verby En-Gedi. Dis die bloeiselpas. Kan julle die paadjie sien? Sien julle hom? Dis heel moontlik 'n meer moderne Romeinse pad gewees 2000 jaar terug, wat bietjie verfyn is. Die Romeine het hom so bietjie, want hulle het hom baie gebruik. Maar hy kom hier op. Kan julle hom sien? Nou weet ek hier sommige van julle wat nou net wat tekkies aantrek en hom gaan op hardloop. So lekker lyk hy. Dis massas wat daar opkom. Massa soldate. Nou, ek het nou net vir julle gesê, daar is die 83 vertaling, hy vertaal direk met bloeiselpas, en of die hoogte, of die hange, of die pas van Tzitz, bloeisel. Dus Tzitz is 'n blommetjie, bloeisel, en dis die pas wat deurgaan van die dooie see op na Tekoa. Ons het van Tekoa gelees. Josafat, hulle gaan van Jerusalem af uit Tekoa toe. Ons sal nou op die kaart wys. Net gaan weer wys, hier is nou van bo af, hier is ons nou bo op. Het lyk nou 'n redelike styl paadjie daarop. En Moab en Edom, soos ek net gesê het, kom van ander kant die dooie see, en van onderaf op die plat vlaktes, en dan hierso by hierdie bloeiselpas kom hulle op, en as hulle hier bo is, dan is hulle min of meer op Jerusalem se hoogte. Dan is dit net 'n paar kilometer, dan is hulle daar. Daar is dit En-Gedi. Ek gaan gou hierdie blokkie vergroot. Daai blokkie daarso. Sy Moab, Edom hier van onderaf. Vergeet nie die ander pyle, dit is so ander verhale. Kom hier deur en hulle is by En-Gedi.
Nou gaan soontoe. Hierso is Jerusalem, Josafat en sy lofsangers kom van hierdie kant af en dan ontmoet hulle mekaar in die woestyn. Jeriel. Het julle hom raak gelees? Jeriel. In vers 16, die woestyn Jeriel. Ek gaan net weer na die vers 16 toe beweeg. Jara is 'n onderwyser of om te onderrig. Dis ook waar die woord Torah vandaan kom. Die wet het onderwys. En Jeriel is Elohim wat onderrig. En dis hoe ons lewe werk in die woestyn, onderrig Jahwe. Hier het 'n groot les plaasgevind. Die les wat Moab geleer het was bietjie anders as die les wat die Israeliete geleer het. Ons is Israeliete, ons wil die les, die onderrig en die onderwysing van Jahwe vir sy volk leer. So ons gaan weer terug na die teks toe. Ek hoop julle het nou so prentjie min of meer, sal ek hom daar los. Julle kan onthou, hy kom nou hier op. En as ons teruggaan na die teks toe, dan, en ek het in die begin gesê, die tempel, die leviete, of die priesters, en die verbond speel die kernrol. Kyk mooi. En wat hier gebeur in u en my lewe daagliks. Jy kry die gerug, die ontstellende nuus. En jou eerste emosie is vrees. Dit is net so. Josafat ervaar dit. Later in die teks lees ons dat hulle sê, ons is kragteloos. En ons is radeloos. Nou daai twee gaan saam. As jy raad het, dan het jy nog moed. Maar as jy nie meer raad het nie, wat moet ons doen? Ons weet nie wat ons moet doen nie. En dan kom hierdie koning. En die koningskap, sy leierskap, hy maak sy volk bymekaar. En hulle gaan tempel toe. En daar by die tempel, by die huis van Jahwe, spreek hy tot Jahwe die volgende, en julle kan dit lees vanaf vers 6 tot vers 13, en hy sê, Vader, U is wie U is, die God van die hemel, die God wat regeer oor hemel en aarde. Luister mooi, hulle het nie krag in hulle nie, maar hulle gaan tempel toe, en hulle herinner Jahwe aan sy verbond. Hy praat van Abraham, u vriend. En soos wat die gebed aangaan, die tempel, die huis, Jahwe, ons het hierdie huis gebou. Julle kan onthou, Salomo het gesê, Vader, hierdie huis waaroor u naam uitgeroep is, as u volk in die benoudheid is. En hulle kom hierheen, al het hulle gesondig, as daar hongersnood is, as daar pes is, as daar siekte of benoudheid is, en hulle kom na hierdie huis waaroor u naam uitgeroep is, hoor tog van die hemel. Josafat kom. Josafat het so 200 jaar na Salomo geleef. 200 jaar is 'n lang tyd, plus minus 200 jaar. Maar hy onthou dit. En hy sê, Vader, hierdie huis, u naam is uitgeroep, hoor ons asseblief. En ek wil hê jy moet mooi gaan kyk na die inhoud van hierdie gebed, want dit is die sleutel, dit is die kern. Hy het nie net gekla oor hoe sterk die Moabiete is, en hoe groot hulle probleme is nie. Hy kom na Jahwe toe met 'n lofsang, al is hy moedeloos, al is hy kragteloos, loof hy, en hy eer Jahwe, hy openbaar geloof in Jahwe, sy grootheid, sy soewereiniteit, sy krag, sy sterkte. Die gebed van die regverdige het groot krag. Jy moet onthou, is vir die koning moeilik. Is vir die pa van 'n huis moeilik om sterk te staan as almal hartseer en seer het en gebroken is. Dit is moeilik vir die koning as hy self nie krag het nie, om op te staan voor die volk, en voor Jahwe te staan. Maar hy kyk op. Die mooi gedeelte is, hy sê, ons vers 12, onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Hoor daai eerlikheid. Is daar in ons gebede nog krag om op onsself te steun? Is daar nog verwaandheid? Is daar nog planne? Daar was nie by Josafat. Sy Vader, en hy erken dit as koning. Saul, 200-300 jaar terug, het homself sterk gehou vir die volk, by die Filistyne. Nie Josafat nie, hy hom nie self sterk nie. Ware leierskap erken Jahwe alleen.
Sê Vader, in ons is geen krag nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie. Klink dit nie bekend in jou benoudheid? Daar's nie krag nie, weet nie wat om te doen nie. Maar ons oë is op U. Ons verwag. En onthou julle in die Nuwe Testament, Hebreërs 12, die oë gefestig op Yeshua Messia, die volëinder van ons geloof, ons gaan nou daaroor praat. Die belangrike gedeelte nou is, toe kom die Gees van Jahwe in die midde, in die vergadering. Hier gryp Jahwe in. Hier is Jahwe se handeling, die belofte van ek is met julle, die Heilige Gees, en Jahwe gaan op die priester Jahasiel, God het gesien, en na sy geslagsregister word vir ons baie mooi gegee, want Kronieke gee altyd die geslagsregisters, 'n Lewiet uit die kinders van Asaf. En wat sê die Gees van Jahwe? Wat is die profesie? Kyk die inhoud, moenie bang wees nie. So spreek Jahwe, moenie verskrik wees nie. Hier die stryd. Hierdie situasie. Dis nie julle situasie, dis nie julle stryd nie. Dis Jahwe se stryd. Jahwe neem outeurskap. En neem eienaarskap van hierdie situasie. Daar's altyd wanneer Jahwe sê moenie vrees nie, is daar 'n rede. En kyk mooi na die rede. Hierdie stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Dit behoort vir een vir my die grootste troos in ons lewe te wees. As jy weet, my lewe, my stryd om vrug te dra, my stryd om te bly vas te staan, is nie my stryd nie, dit is Jahwe se stryd. Die woord van Jahwe, hierdie profeet, kom en sê, trek môre af teen hulle. Nie bly by die huis nie, nie kruip weg nie. Trek, stap die pad, staan op, maak klaar. Julle gaan hulle is by die hoogte, hulle is by Asiel. Jahwe weet alles, hy is alomteenwoordig. Maar, julle hoef nie te veg nie. Julle moet net, en kyk vir my saam in vers 17, kyk hierdie werkwoorde. Julle hoef nie te veg nie, staan gereed. Dit sê vir 'n mens nou by kontrasterend klink, julle hoef nie te veg nie, maar moenie by die huis bly nie, staan gereed. Tweedens, bly staan, en aanskou die redding van Jahwe by julle. Jahwe wil hê sy kinders moet staan. Jahwe wil hê sy kinders moet bly staan, in jou beproewing, in jou situasie. En Jahwe wil hê jy moet daar wees, dat jy kan sien, dis hy wat jou verlos. Jahwe wil hê dat Israel by die Rooi See, deur die Rooi See moet trek. Jahwe wil hê Israel moet sien hoe die Egiptenaars in die Rooi See verdrink. Jahwe wil hê sy volk moet daar op die gevegsterrein wees en kom aanskou hoe lê die Moabiete en die Ammoniete en die Edomiete mors dood. Jahwe wil hê ons moet dit sien. Wat so mooi is, nadat hierdie pragtige profesie deur die Gees van Jahwe deur die mond van Jahasiel kom, toe buig Josafat om met die aangesig na die aarde, spontane aanbidding. En die Lewiete uit die kinders van die Kehahiete, vers 19, en uit die kinders van die Koragiete, het opgestaan om Jahwe, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. Die een oomblik is hulle kragteloos, radeloos, is geen krag. En dan is daar, by mekaar kom by die tempel, en daar is geloof in Jahwe. En dan kom die Gees van Jahwe, die stem van Jahwe, die belofte van Jahwe. Die Gees van Jahwe bring perspektief. Die Gees van Jahwe gee vir hulle nuwe insig. Dit is Jahwe se stryd. En hy sê vir hulle wat gaan gebeur. Daar's spontane aanbidding, en hulle het Jahwe met 'n baie groot stem geloof en geprys. Nou dit is wonderlik om emosies te hê. Dit is wonderlik om sensitief te wees. Maar is nie lekker om kragteloos en moedeloos te wees nie. Maar Jahwe gebruik dit, sodat wanneer sy Gees oor ons kom, dat ons met hom met 'n baie groot stem kan loof en prys. As Josafat dan nie totaal moedeloos en totaal kragteloos was en 'n ervaring gehad het, sou daar nie hierdie wonderlike oorgawe gewees het wanneer Jahwe antwoord nie. Nou is dit vir my baie pragtig, die volgende vers 20. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar. Vroeg. Niks gelaatslapery nie. Hier gaan groot dinge vandag gebeur.
Ons lê nie en ons lê heel aan is ons bekommerd oor wat gaan môre gebeur nie. Die Gees van Jahwe het gesê wat gaan gebeur. Môreoggend staan ons vroeg op want ons wil die oorwinning aanskou. En dan kom die pragt, maar ons weet hoe werk 'n mens. Jahwe gee vir ons woord, Sondag, Sabbat, en dan later deur die week twyfel ons weer. Ons moet onsself herinner. Kyk die koningskap. Kyk vir Josafat. Vers 20, daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en die inwoners van Jerusalem. Hy moet hulle herinner. Hy moet sy koningskap, hy moet regeer, hy moet vir hulle sê, luister, moenie vergeet wat ons gister gehoor het nie, glo in Jahwe julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. Glo in dit wat sy Gees aan ons geopenbaar het. Nou kom tye in ons lewe, dat daai koningskap moet na vore kom, soos 'n Josafat en sê, luister, glo aan dit wat Jahwe deur sy mond, deur sy Gees vir jou geopenbaar het. Josafat het gaan staan. En hy het met die volk beraadslaag. As tye wat jy moet stil word en met jouself gaan beraadslaag. As tye wat jy moet gaan stil word en die stem van Jahwe hoor. En wat doen hy nadat hy beraadslaag het? En tot eer van Jahwe sangers opgestel het. Hierdie sangers is nie maar net wie het vandag lus om te speel? Wie kan speel? Wie sal speel? Ek bedoel nou musiek maak. Nee, ons verstaan dit heeltemal verkeerd. Blaai gou saam met my na 1 Kronieke 16. Hierdie sangers kom uit die Levitiese lyn. As jy Eksodus 6 gaan lees, Levi is die priesters seun, hè? Hy het 3 kinders gehad. Daar gaan gou saam met my. Levi het 3 kinders gehad. Gerson, Kehat en Merari. Gerson, die werk met die gordyne in die tabernakel. Merari, die M, dink aan die stewige struktuur van 'n M, hulle werk met die pale. Hulle het altyd pale opgeslaan. Kehat is die priestersseuns. Aaron kom uit Kehat uit. Hulle het met die offergawes gewerk. En dis hulle wat toe daar 'n permanente struktuur was, 'n tempel en hulle nie meer hoef op te gebreek het en rond te trek nie, was dit daardie Kehat, hy daar by die priesters aanstel wat moes sing. Wat moes dapper wees. En ek ken nie die verhaal uit hoekom moes die priesters dapper wees. Want hulle het voorgetrek voor die wapendraers. En jy moes jou woorde en jou wysie in jou hart gehad het. Want as jy voortrek en jy is op die voorpunt, kry jy die wind van voor. En die mense agter en die twyfel en die mor en die grom kom van agter af. En hulle stap voor. Ek wil in 1 Kronieke 16. Dis nou 200 jaar, 250 na 300 jaar terug, het Dawid sangers aangestel. 1 Kronieke 16. Ek het dit vanoggend gelees voor die boodskap begin het. Ons lees in vers 34 ook, loof Jahwe, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 1 Kronieke 16 vers 7, op dieselfde dag toe vir die eerste maal het Dawid aan Asaf en sy broers opgedra om loof Jahwe te sing. Dawid het dit bevel, hy het dit opgedra aan hulle om dit te doen. En as ons omblaai, of as ons 'n bietjie later in die hoofstuk kyk, hier vanaf vers 37 af word dit vir ons beskryf, maar ek lees dan spesifiek, vers 41, en saam met hulle, dit is saam met die priesters wat smorgens en aand brandoffers moes gebring het, en saam met hulle Heman en Jeduthun en die ander uitgesoektes met hulle name aangewys wat was om Jahwe te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. By hulle Heman en Jeduthun was trompette en simbale vir musikante, instrumente vir die liedere tot eer van God, maar die seuns van Jeduthun was by die poort. Jy was aangestel. Jy was aangewys deur die Gees van Jahwe. Want dit was 'n roeping. Dit was 'n groot verantwoordelikheid. En wat het hulle gesing? 'n Spesifieke lied. Loof Jahwe, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Goedertierenheid, jongspan, beteken verbondsliefde. Daai liefde wat 'n kind ervaar dat pappa en mamma sal vir my sorg,
Ek is welkom. Hulle sal vir my opkom. Ek hoef nie bang te wees in die aand nie. Papa sal opstaan en gaan kyk wat is die moeilikheid. Mamma sal die kosblik vol broodjies maak, sy sal sorg en voorsien. Verbondsliefde, verbondstrou. Hierdie sangers moes deur alle omstandighede aan hierdie verbondswoord vasgehou het. Loof Jahwe, dankie Jahwe, ons vertrou U Jahwe, U sal ons nie begewe of verlaat nie, U sal vir ons sorg, al stap ons voor, al is ons op pad na 'n baie groot saak toe, U is met ons. Hulle is aangestel. En so moet ons in ons lewe daai lofsangers aanstel. Want hulle het dit was so 'n deel van die oorlog, en ons weet Paulus sê, ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste, bose magte. Kyk na hierdie verhaal, kyk hoe Josafat die koning opstaan, en sy lofsangers staan voor. Hierdie stryd is Jahwe se stryd, en in Jahwe se stryd moet Jahwe geëer word, met die belydenis, Jahwe se goedertierenis, sal nie van ons wyk nie. En hulle stap voor. En wat sê die woord? En op die oomblik, vers 22, en op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het Jahwe gehandel. Het Jahwe die vyand in 'n hinderlaag gelei, teen mekaar opgehits, en het mekaar vernietig. Groot is dit. Mag hierdie verhaal vir ons realiteit wees. As die Ammoniete en die Moabiete en wie ook al in jou lewe slegte tyding, wat ook al die situasie is, mag ons hieruit leer. Ons het nie vandag 'n tempel soos hulle gehad het om fisies te sê, ja, hier is U tempel en nie huis nie. Dit is onder die ou verbond. Die ou verbond het sy tempel gehad, sy offerplek ensovoorts. Maar wat het ons vandag? Wie is ons tempel? Wie is ons rots? Joshua sê, breek hierdie tempel af en ek bou hom in 3 dae op. Joshua self is ons tempel. En daarom as soos Josafat gaan skuil het by die tempel en die vergadering saamgevat het, so moet U en ek in Joshua, ons rots, ons totale aanbiddingshuis, sy teenwoordigheid, sy troon van genade kom, sy Vader. Die woord leer ons dat ons het saam met Joshua gesterf, saam opgewek, saam laat sit in die hemele. Ons kan voor die troon kom met vrymoedigheid, in U geregtigheid, op grond van U verbond, die bloed van die nuwe verbond. Joshua self is ons geregtigheid. Jahwe, U het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Ons is U eiendom. Hier is ons nou op hierdie aarde. Hier is ek in my stryd. Hier is ek in my benoudheid. U het beloof, U sal my nie begewe of verlaat nie. Die pragtige gedeelte is, hier staan, die gees van Jahwe het in hulle midde gekom. Die wonderlike in die Nuwe Testament sê dat Jahwe se gees is in sy gemeente, is in sy kinders, om hulle te troos, die trooster, die leraar tot geregtigheid, die een wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, die een wat vir ons perspektief gee, die een wat vir ons sy woord oopmaak, wat gees en lewe is, soos ons vanoggend gesê het in die stilte tyd, die strome van die lewende water, wat uit die binneste vloei. In hierdie geval kyk mense sê, joh, as die gees van Jahwe net weer op die vergadering wil neerdal, die gees van Jahwe het op die vergadering neergedaal met Pinksterdag. Hy het in die kinders van Jahwe nuwe lewe gebring, wedergeboorte. Hy is met ons. Hy het beloof, ek is met julle tot in die volleinding van die wêreld. En die kosbare deel, dis Jahwe wat handel. Maar sy volk moet eers by die tempel uitkom. U en ek moet by die tempel, u en ek moet in Joshua skuil. Dan werk sy gees in ons lewe. Dan bring sy gees nuwe hoop. 'n belofte, 'n woord in jou stilte tyd. Jy het dalk in jou binnekamer gegaan, deur agter jou toegemaak. Jy kry die woord, jy kry hoop, jy kry die belofte. Nou gaan die verhaal verder. Gaan nou uit, gaan trek jou vyand tegemoet. Staan op die volgende oggend. En stel die lofsangers vooraan. In die oggend, as jy jou dag 'n probleem moet gaan, 'n vergadering of wat ook al 'n situasie oproep, onthou om
uit te trek in die oorlog met die lofsangers vooraan wat sê, loof Jahwe, want sy goedertiere, sy verbondstrou, sy beloftes, is tot in ewigheid. En mag Vader Jahwe vir ons wys, dat hierdie byt wat in hierdie geval fisiese byt was, fisiese skatte, vir ons, nie op hierdie aarde, noodwendig beskore is nie, maar geestelike skatte. Geestelike skatte van oorwinning in sy naam. Geestelike skatte van standvastigheid. Wat sy, die vrug van die lippe wat sy naam bely, ongeag wat die wêreld doen, ongeag of ek fisies skade ly, my gees. Verheerlik Jahwe, deur in hom te glo. Wie Yeshua sê, Matteus 5, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes kan verniel en diewe inbreek en steel nie. Maak skatte in die hemel bymekaar. Elke oorwinning in jou lewe, soos Josafat se verhaal, kom hierdie byt na Jahwe toe. Sy kinders, wat in die situasie by hom gaan skuil het, en sy gees wat op hulle neergedaal het, en hulle vasgehou het. Hoekom sê die woord dat Jahwe maak ons konings en priesters? Openbaring 1. Op wie die gees van Jahwe neergedaal hierso? Wie was die rolspelers? Wie het voorgetrek? Dis die priesters. Yeshua maak ons konings en priesters vir sy God en Vader. Hy maak van u en my hierdie, en ek sê dit weer, Keahite of Koragite. Keahite is die geslag van Levi, wat die priesters was, en die Koragite, spesiale familie binne in hulle, wat musiek gemaak het. Hulle lees in die psalms baie keer vir Korag, of vir die koor. Koragite, is hulle wat die lofsangers was. Daar lê vir ons in hierdie fisiese verhaal, die openbaring van Jahwe, vir u en my geestelike stryd. En mag daar in ons gees 'n volwassenheid kom, om te kan sien in my lewe, hoe Jahwe my vyande vir my vernietig, en hoe hy vir my daardie byt gee, oorwinning oor woede, oorwinning oor bitterheid, oorwinning oor skuld en skaamte en sonde, want dit is ons stryd, wat Satan in ons lewe werk, om ons te beroof van ons identiteit. Satan werk deur hierdie nasies om Jerusalem, die tempel was die fokuspunt, aan te val. So werk hy ook vandag nog, om die gemeente, die tempel van Jahwe, u en ek, aan te val. Maar Jahwe trek voor in die stryd. Die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Wat leer die woord vir ons? Yeshua sê in Johannes 10, niemand is groter as my Vader en niemand sal dit my hand uitreik. Die woord sê vir ons dat Jahwe wat 'n goeie werk begin het, sal dit voltooi. Hy sal ons behou. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar die almal red Jahwe. Paulus bid, mag my God julle bewaar vlekloos en rein in gees, siel en liggaam tot met sy wederkoms. Kom ons sluit die diens af met hierdie gedagte. Nadat hulle 3 dae in die byt was so groot, hulle kon nie alles bymekaar maak nie. Het hulle Jahwe gelowige prys, vers 26, en op die 4de dag het hulle in die lofdal byeengekom. Mag ons gemeente 'n lofdal word. Mag ons gemeente gevul word met mense wat in hulle lewe ervaar hierdie verhaal daagliks, dat jy oorloop van vertroue en blydskap, want Jahwe voorsien en Jahwe rig en lei, en hulle het by mekaar gekom, en dat ons ook by mekaar sal kom met die lofsang, loof Jahwe, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, ook in my lewe. En hierdie menigte wat by mekaar gekom het, lofdal, ek kan dit dalk net noem in Hebreëus is lofdal Baragha. Nou Barag is om Jahwe te seën, Barag, Atah, geseënd is u. Maar is ook interessant, dieselfde stam vir jou knie. Daar is 'n noue verband om te buig en te aanbid en te loof en te prys. En hulle het Jahwe gelowige prys by lofdal. En luister mooi vers 27. Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om met Josafat aan hulle hoof, om met vreugde na Jerusalem terug te gaan. Nou hierdie teruggaan na Jerusalem, ego deur die hele Bybel. Van die ballingskappe van die 2 stamme wat teruggekeer het met vreugde terug na Jerusalem. En ek wat sondaars is wat terugkeer na die hemelse Jerusalem. Ek lees vir u 2 verse, Jesaja 35 vers 10 en Jesaja 51 vers 11, luister mooi. Ek lees eers Jesaja 51 vers 11. So sal dan die losgekooptes van Jahwe teruggaan na Sion, dit is Jerusalem. Kom met gejubel
En ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, kommer en gesig vlug weg. Hoofstuk 35 vers 10. En die losgekooptes van Jahwe sal teruggaan na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Mag elkeen van u ook hierdie week in die hemelse Jerusalem aankom met vreugde na 'n beproewing, na 'n benoudheid. Die woord sê vir ons in Hebreërs 12, ons het nie gekom by Sinai nie. Ons het gekom by Jerusalem. Ons het gekom by die feestelike vergadering. Want ons is gered. Ons kyk na die slagveld op Golgotha. Ons sien Yeshua, ons sien die leë graf. Ons sien ons koning op die troon. Ons kan uittrek in die slagveld van die lewe en elke keer keer ons terug na hom toe, elke aand in ons stilte hy sê, Vader, ek kom met vreugde en blydskap. U het oorwin. Mag daar in ons daardie beeld wees van vrygekooptes, jubelende skare elke dag. Want Jahwe word vereer deur ons lofsang. Jahwe word vereer deur ons blydskap. Jahwe word vereer ook in hierdie situasie. As u na die situasie kyk in 2 Kronieke 20, menslik gesproke, sou ons dit vir Josafat wou spaar. Ons sal al hierdie moeilikhede, al hierdie beproewinge, die Ammoniete en die Moabiete net met 'n knoppie wou wegdruk uit die wêreld uit. Maar Jahwe het bepaal hulle moet daar wees, sodat 2 Kronieke 20 kan afsluit met 'n feesvierende menigte wat sê loof Jahwe, want hy het ons gered, hy het ons verlos. Dan moet die situasie wees. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie vir die geskiedenis. Dankie dat ons dit in ons Bybels in ons eie taal kan hê. Dankie dat ons hierin kan sien, Vader, die eer kom nie 'n mens toe nie. En hoe swak en hoe menslik was Josafat hulle. Maar tog, Vader, wanneer u Gees kom, dan word u verheerlik. En die woord wat uitgaan staan vas. Wanneer die volk, die gemeente, hierdie vergadering, hierdie woord vashou en u glo, dan is daar 'n oorwinning. Dan is daar blydskap. Dan is daar buit. Dan is daar u naam wat geheilig word in hulle midde. Dit is ons gebed vir hierdie week, vir ons lewe, Vader. Nie dat u ons vyande en ons beproewinge en ons verdrukkinge sal wegvat, alvoor ons u nie eers verheerlik het met geloof. Wees ons naby, Vader, dat ons altyd in die huis sal skuil, dat ons altyd in Yeshua sal skuil, en dat u deur die Gees vir ons daardie wonderlike bevestiging sal gee. Moenie vrees nie. Ek is met jou om jou uit te red. Dankie vir die ewige verbond. Dankie dat ons op u kan staan. In Yeshua Messia. Amen.